Ons sien dikwels dat mense sogenaamd hulle bekeer. En na 'n tyd dan kom jy agter, dit het nie veel vrug gedra nie. Dit is nie asof die persoon erns gehad het daarmee nie. En ek sien dat daar 'n baie duidelike voorbeeld vir ons in die Ou Testament in die persoon van Farao aangeteken is. In Eksodus 9 vers 27 tot 28 laat Farao weer vir Moses en Aaron roep en hy sê vir hulle: "Nou erken ek was verkeerd. Die Here het reg. Ek en my mense is skuldig. Bid tog dat tot die Here, die donderslae en haal is vir ons te erg. Ek sal julle laat gaan, julle hoef nie langer te bly nie." Maar nou weet ons, die geskiedenis sê vir ons dat Farao het ten minste 6 keer berou gehad. Ek wil amper sê, tot bekering gekom, omgedraai en tog koppig gebly. En daarom is dit baie jammer dat mense soms terwille van ander redes hulle geloof bely, maar nie regtig glo en dit wil doen wat hulle bely nie. In 1 Johannes 1 vers 8 sien ek, as ons beweer dat ons nie sonde het nie, bedrieg ons onsself en is die waarheid nie in ons nie. So daar is 'n groot verantwoordelikheid op ons om toe te sien dat die sonde nie heerskappy voer in ons lewe nie. In Romeine 10 vers 3 praat Paulus oor mense wat nie die pad wil regloop nie. Hulle het hulle nie gesteer aan die manier waarop God mense vryspreek nie. God het 'n manier en dit is onder andere deur berou en bekering en regmaak van jou sake. Hulle wil niks van God se manier van vryspraak weet nie. Hulle probeer dit op hulle eie manier kry. Dis nie vreemd in vandag se lewe nie. Mense doen dit nog steeds. En dan die pragtige woorde van Romeine 10 vers 9 tot 10. As jy met jou mond bely dat Jesus die Here is en met jou hart glo dat God hom uit die dood opgewek het, sal jy gered word. Want met die hart glo ons en ons word vrygespreek en met die mond bely ons en ons word gered. Kom ek sluit af met die aanhaling uit Spreuke 28 vers 13. Wie sy sonde wegsteek, moet niks goeds te wag te wees nie. Wie sy sonde bely en daarvan afsien, sal genade ontvang. Die belangrikste ding is om hierdie dinge wat 'n mens se lewe so omkrap, wat hierdie nuwe lewe 'n moeilike pad maak, om daarvan af te sien, reg te maak en op 'n mooi, suiwer manier die disippelskap, die volgeling van Christus te geniet. Ek hoop jy doen dit en loop mooi.